Goeiemôre, baie welkom. Ons is nou in die tyd van die jaar, ons noem dit koninkrykstyd. So ons is so bietjie besig hier in Genesis. Vanoggend is ons by Genesis 12, so blaai asseblief jou Bybel soontoe en lees saam vers 1 tot 9. En dis die eerste roeping wat Abraham gekry het, nog voordat hy Abraham geword het. En dis eintlik pragtig hoe God met hom die pad begin loop het. So ek wil jou regtig nooi, lees saam en kom ons word stil en ons vra vir die Here om ons te ontmoet. Vanoggend kom die wotum uit Psalm 33 uit, so kom ons bid saam. Regverdiges, jubel oor die Here, 'n loflied pas by die opregtes. Dank die Here, sing vir hom 'n nuwe lied met uitroepe van vreugde, want die woord van die Here is reg en al sy werk is betroubaar. Hy is lief vir reg en geregtigheid. Die liefde en die trou van die Here vul die aarde. En dan kom God se groete, genade en vrede vir julle van God die Vader, van Jesus Christus die Here, alles deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. So kom ons maak ons Bybels oop. Genesis 12, 'n pragtige gedeelte om te lees. Dis die woord van die Here. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Jy moet tot seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sara en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham weer verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. Here, baie dankie dat ons ook hierdie verhaal van Abraham kan lees en U wat betrokke geraak het in sy lewe. En dan gaan ons gedagtes altyd terug na U betrokkenheid in elkeen van ons se lewe. Soos ons nadink oor hierdie teks, dan wil ons vra dat die Gees ook ons gedagtes sal beïnvloed. Ons denke so sal oorweldig, dat ons ook U betrokkenheid in ons lewe kan sien en vir U kan verheerlik. Amen. Dis nogal 'n groot opdrag wat Abraham hier gekry het. Gaan. God trek hom so uit sy gemaksone uit. En dis baie kreatiewe woorde wat God hier teenoor Abraham gebruik. Maar dan sien die mens, dis kreatiewe woorde, maar dis in sy liefde, is die bak amper waarin Abraham staan. En dan sien ons hoe dat Abraham gehoorsaam, steps by faith, gehoorsaam tree begin gee. Hy is by Ur van die Galdeërs, né? Hy is hierso. Hier is die een punt. En dan sê die Here vir hom, ek stuur jou op 'n avontuur, duisende verrassings. Ek stuur jou, maar ek gee nie die GPS-koördinate waar jy gaan eindig nie. Want hierdie pad wat jy gaan loop, hierdie pelgrimsroete, daar lê die verrassings, duisende verrassings. Jy's hier, ek en jy is ook hier. En God roep my en jou soos hy vir Abraham geroep het. Net waarheen hy wil. Weet jy, as 'n mens sien hoe dat God betrokke raak in Abraham se lewe, onthou van tevore het Abraham hom glad nie geken nie, en God verskyn aan hom, en dan sien 'n mens, maar God het
ewige voorsienigheid. God het hierdie Godplan met Abraham. Ek moet vir jou sê, baie keer sal ons sê, Here, waar wil jy hê moet ek eindig in my lewe? En dan moet ons eintlik sê, Here, baie dankie dat ek nie weet waar hierdie eindpunt is nie. Want dis die hele roete soontoe. In die 1930s het Hitler vir Martin Niemöller gearresteer, want Martin Niemöller het saam met 'n klompie ander teoloë baie sterk uitsprake teen Hitler gemaak. En hy is in die Dachau konsentrasiekamp aangehou. En op 'n punt het hulle met Martin Niemöller se pa gepraat of hom gevra, is dit nie verskriklik dat jou kind in Dachau aangehou word nie? En hy het gesê, ja, dit is verskriklik. Maar dit is meer verskriklik om te dink dat jy in die hande van die lewende God val, omdat jy teen sy wil ingegaan het. Wat hy bedoel het, dan is dit beter dat Martin in Dachau in die konsentrasiekamp is binne die wil van God, as dat hy gedoen het wat vir hom gemakliker is, om nie vir Hitler aan te spreek nie. So partykeer loop ons pad oor paaie en klippe en berge en dale en deur konsentrasiekampe en snaakse plekke, wat ons nie altyd verstaan nie. Maar hier begin God met Abraham en hy sê vir hom, trek, beweeg, trek op jou sokkies, trek op jou tentpenne, skuif. Ek wil nou eers daarom 'n ou verhaaltjie vertel, die dominee kry 'n beroep en hy bid daaroor en alles en juis ook uit hierdie gedeelte uit hoor hy los alles en hy kom by sy kinders en hy sê vir hulle, kinders, ek het hierdie beroep gekry, julle weet en ek het gehoor dat die Here sê los alles en trek, aanvaar die beroep en trek, maar gaan julle okay wees daarmee as ons trek? En die een kind sit so agtertoe by die kombuistafel en hy sê, pa, we were born to move. Ons is gebore om te skuif. En die pa sê, baie dankie, maar nou moet ek julle die storie klaar vertel. Born to move is eintlik waar ek wil wees. Maar toe hulle nou klaar getrek het, en hulle het ingetrek, en die kinders is gesettel in die skole, en orals, toe kyk sy kind so een dag by die kombuistafel, hy sê, pa, maar as jy weer skuif, gee ek myself 'n aanneming weg. We are born to move. En hier kom God, en hy sê eenvoudig vir Abraham, trek weg, beweeg, maar breek met jou godsdienst. Hy het nie in God geglo nie, hy was in 'n heel ander godsdienst gewees. Breek jou godsdienst, breek jou finansiële stabiliteit, breek met jou land, breek met jou familie, breek met al jou verhoudinge, en beweeg. En weet jy wat, elkeen van ons kry ook so roeping by God. Hierdie onsekerheid van immigrasie. Waartoe moet ek nou immigreer? Waartoe moet ek nou gaan? Daar is nie 'n GPS-punt waar God wil hê ek moet wees nie. Dag vir dag as ek op hierdie reis breek, los en loop. Jy weet, ons los en loop is baie keer ander goed as waaraan ons dink. Het is nou maklik om te sê ek moet Botswana toe of Europa toe of Amerika toe skuif, maar dit is ander goed om te sê, weet jy, ek moet my vriende wat nie gelowiges is nie, ek moet losbreek van hulle, want my getuienis gaan maak dat hulle van my af wegstap. Los en loop kan beteken dat ek ander gewoontes in my lewe kry. Weet jy, Sondag was vir my so 'n lekker dag van kuiere, familie en rugby en alles, maar nou is dit die dag van die Here. Partykeer is los en loop om anders te werk te gaan in my werk. Want so maklik kan ek my vrou se tyd steel en dit in my werk indruk. Los en loop beteken vir elkeen van ons iets anders. Moeder Teresa het oor hierdie los en loop breek, het sy gesê, be all and only for Jesus. Let him use you without consulting you first. Dis groot woorde hierdie. Laat jou alles altyd net vir Jesus wees. Hy moet jou nie eers vra of dit met jou reg sal wees as hy jou daar gebruik nie. Hy moet jou net gebruik. En dis weer hier waar God se kreatiewe woorde inkom. Abraham, ek roep jou, ek trek jou, los en loop, en ek stuur jou, want ek gaan jou gebruik. Los jou goeders. Ons goeders lyk almal verskillend. Los jou goeders. Maar weet jy wat, daai punt, en Abraham was nog nat niet in die geloof, hoor, nat niet, hy het God net leer ken, en dan moet hy God vertrou.
Ons het groot geword met God. So Spreuke 3 vers 5 en 6 is baie makliker op ons lippe. Vertrou volkome op die Here. En nie op jou eie insigte nie, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie vir jou bepaal. Maar trek en beweeg, los en loop. En dan kom hy in vers 2 en 3 en as jy jou Bybel oop het, wil ek regtig sê, lees nou vers 2 en 3, dan kom hy met 'n klomp beloftes. God, as jy my vertrou, hier is my beloftes aan jou. Eers wil ek vir jou vra, gee jou planne prys. Jy het gedroom oor jou lewe, ek het gedroom oor jou lewe, nou is my planne belangriker, sê God. Want as jy jou planne los, gaan jy baie meer ontvang. John Walton het dit so mooi gesê, God sê, gee alles prys, gee jou land prys, dan gee ek die land wat God aan jou bied. Jou familie prys, dan kry jy 'n familie wat God aan jou bied. Abraham het kinders en 'n nageslag gekry, meer as die sterre in die hemel. Jou natuurlike erfporsie prys, sodat jy God se erfenis kan ontvang. En party mense sê daar's 5, party mense sê daar's 4 beloftes, maar kyk net na hierdie beloftes in vers 2 en 3. Let mooi daarop, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou 'n groot naam gee. Ek sal jou seën met rykdom. Ek sal jou tot seën laat wees, dat hulle geseënd is wat jou seën en vervloek is wie jou vervloek. En dan ook die laaste ene, in jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. Jy moet hierdie gedagtetjie onthou, al die volke van die aarde. So, iemand het dit mooi uitgedruk, God is a promise keeper. God hou by sy beloftes. Daarom as ons Hebreërs 10 vers 23 lees, dan lees ek en jy as kinders van Abraham met anders, laat ons styf vashou aan die geloof, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof. Laat ons styf vashou, want God doen wat hy beloof het. En in 2 Korintiërs 1 vers 19 sê hy, Jesus is God se ja op al die beloftes. Man, meer as 3000 beloftes. Jesus is God se ja op meer as 3000 beloftes in die woord. Ek het nou gesê, dat jy moet onthou al die nasies, daar in Galasiërs 3 vers 8, dan sê hy weer eens, ons is kinders van Abraham, want in Abraham sal al die volke van die aarde geseënd wees. En nou wil ek vir jou iets sê, National Geographic het dit opgetel, en Times ook, ergens het iemand in hulle oor gefluister, en hulle het 'n publikasie gemaak met sketse van Abraham voor op hulle tydskrifte wat uitgekom het. En dan sê hulle, Abraham, die vader van 3 godsdienste. Al 3 was monotheïstiese godsdienste, enkel godsdienste. Maar Abraham is die vader van 3 godsdienste. En deur die hele wêreld, of dit Jood of Arabies sprekend is of Christelik is, word Abraham gereken as die vader van al die gelowiges. Dan as ons net daarby lees Matteus 1 vers 1 wat sê Jesus Christus die seun van Abraham, die seun van Dawid, dan besef ons in Jesus is die verlossing en in Jesus alleen. Maar ons is kinders van Abraham, want Abraham het al die Messias as belofte ontvang. So God se belofte is eintlik baie meer as net die seëninge. God se belofte is my liefde. God se liefde is sy karakter, nee. 1 Johannes 4, wie nie lief het nie, ken God nie, want God is liefde. God se karakter is liefde. En is in hierdie liefde, waar al sy beloftes lê en waarna hy ons dra, dis die hande wat so toevou rondom ons. So as hy vir jou sê, los en loop, en jy dink, sjoe, dis taai, dan kan jy dit maar doen, want kyk net hierdie hande, wat die bakkie rondom jou is, wat jou dra. En ek het nou gepraat van sy liefde as karakter, as jy vers 7 en 8 lees, dan kom daar baie meer as net liefde deur. In sy liefde is hy altyd by ons teenwoordig.
En nou kom jy agter, en ek het dit al vir jou vinnig gesê, toe Abraham God ontmoet het, het hy glad nie in God geglo nie. Het was 'n vreemde God wat aan hom verskyn het, en vir hom gesê het, kom, en Abraham het hom op sy woord geneem, en hy het opgestaan en gelos en geloop. Maar dan verskyn God weer aan hom. 2 keer in hierdie kort gedeelte wat ons gelees het, bou Abraham 'n altaar, en hy roep die naam van die Here aan. Hy kom op 'n punt, en dan vat hy 'n klomp klippe, en hy pak dit daar neer, en hy maak soos 'n tafelblad, en hy slag 'n dier, en hy brand dit uit, en hy gee die offer aan God. Dis nie sommer net nie. Daai altaar vertel van kontak met God. God het met hom kom praat. Hy was so verwonderd oor God se almag en heerlikheid en grootheid, dat hy op 'n manier iets wou doen. So die altaar vertel van kontak met God, van 'n liefde en 'n teenwoordigheid, van 'n God is by my. Maar die altaar doen ook iets anders. Die altaar is ook vir 'n mens wat 'n jaar later daar verbykom en sê, wat so klomp klippe is hier, wat se altaar is hier gebou? O, hier het Abraham God ontmoet, is 'n getuienis in die wêreld. Nou wil ek vir jou vra, sal jy jou altare bou? Nee, jy hoef nie 'n klomp klippe op mekaar te stapel nie. Nee, God is hier. En wat is my getuienis van my lewende verhouding met hom? Wat is my getuienis in die wêreld? Waar gaan jy kontak hê met God? In gebed, in Bybelstudie, in 'n erediens. Ja, wanneer ons in 'n erediens by mekaar kom, is dit 'n punt om vir die wêreld te sê, God is hier, maar dit is ook vir ons 'n belewenis van God se teenwoordigheid. So ons getuienis is deur ons erediens bywoning. Ons getuienis is deur 'n dankoffer wat oorvloedig is. Here, ek wil meer as 'n 10de van my bruto inkomste vir U gee, want U gee alles vir my. Dis my getuienis in die wêreld en ook my verhouding met God. Om my tyd vir hom af te staan en te sê, Here, my tyd behoort aan U, sê U vir my hoe dat ek dit moet deurbring. So toe ek nou nog gesê het van erediens, toe flits dit hier in my brein. En president Roosevelt was president in die VSA tydens die Wêreldoorlog en hulle sê hy moes met 'n rolstoel ongeveer 2 kilometer kerk toe ry. So hy het gebeure gesteer in die klippaaie. En sy buurman vra vir hom, nou waartoe gaan jy nou? En hy sê, ek gaan kerk toe. Hy sê, ag, ek kan sommer God aanbid hier in die veld. En Roosevelt het so gestoei en gesê, ja, en niemand sal jou daarvan verdink nie. Jou getuienis wanneer jy op 'n Sondag aantrek en kerk toe ry. Jou getuienis wanneer jy saam met ander gelowiges in die erediens sit en God eer en dien. Om die tyd op sy te sit. Ja, jy kan dit baie maklik in Pick n Pay doen, maar niemand gaan jou daarvan verdink nie. So moet dit nie eers probeer nie. Jy het geen getuienis daar nie. Maar ons het 'n getuienis. Ons het 'n getuienis van dankbaarheid dat Jesus Christus ons sondes vrygekoop het. Hy wat die nageslag van Abraham is, hy wat van ons kinders van Abraham gemaak het. God is by ons teenwoordig. Kom ons bou ons altare waar ons gaan. En ek het mos nog gesê van trek en beweeg. En dan sien ons hierdie steps of faith. Tree vir tree, hoe dat Abraham God ontmoet, hoe dat Abraham God beleef, en dan gee hy 'n tree en hy bou 'n altaar, en God weer beleef, en dan kan hy nog 'n tree gee, en God beleef en nog 'n tree gee. Frederik Buechner skryf, geloof is 'n woord, wat die rigting beskryf, waarheen ons voete beweeg, wanneer ons beleef, ons is God se geliefdes. Geloof is die woord waarheen jou voete gaan, wanneer jy besef, ek is God se geliefde. So hoor ook vandag God se kreatiewe woorde, as hy jou roep en hy sê, ek roep jou hier, maar ek sê nie vir jou, wat is die eindpunt, jou GPS punt nie, want ek gaan jou op paaie vat, kreatiewe paaie, wat jy nooit sou verwag het nie. Sodat jou getuienis ook in hierdie wêreld kan wees, ek het nooit gedink dat God in my lewe, wat ook al sal doen nie. Kom ons maak dit ons getuienis. Here, baie dankie. Dankie soos U vir Abraham geroep het, dat U vir my roep. En dat U vir elkeen van ons roep. En vandag, plaas daarvan dat ek bang is en sê, o nee, ek weet nie. Wil ek al ken ek U nie volledig nie. Wil ek opstaan en saam met U gaan.
En elke dag van my lewe, as ek bewus is van die teenwoordigheid, wil ek teenoor U aanbid en wil ek teenoor mense getuig dat U die lewende, die gans andere God is. Here, ons Here, U kreatiewe woorde is altyd so vol duisende verrassings. So hier is ek. Gebruik my sonder om my te konsulteer. Stuur my, lei my, verheerlik U self deur my. Amen. As jy vir die Here 'n offer van dank wil gee, is jy baie welkom. Ja, elektronies kan jy op baie maniere gee. Ons as gemeente is geraad om die Here se dankoffer in sy koninkryk te gebruik. Maar dis nie die einde van die diens nie. Fase 2 van die diens is dat die Here sy hand op jou skouer sit en sê, ek gaan nou staan met jou in hierdie wêreld en gaan bou jou altare. So ontvang ook sy seën op hierdie wyse. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou inspireer. Amen.